Goeiedag. In ons reeks 'n ABC van geloof het ons gekom by die letter M en die woord wat ek kies is misterie. Ons leef in 'n tyd waar inligting so maklik bekombaar is. Daar's 'n GPS vir bykans enige ding, behalwe op die lewe. Soms staan ons antwoordloos, ons weet bloot nie hoekom en hoe verder nie. In die Bybel is 'n misterie, nie 'n raaisel wat jy met jou logika moet oplos nie. Dis 'n goddelike werklikheid wat God op sy tyd self sal onthul. Die Griekse woord mysterion verskyn dikwels in Paulus se briewe. In Kolossense 1 vers 26 tot 27 skryf hy van die, en ek haal nou aan, geheimenisse wat eeue en geslagte lank verborge was, maar nou aan sy heiliges geopenbaar is. En dis die hart van die misterie. Dit is Christus in julle, die hoop op die heerlikheid. Paulus sê, dit is die misterie van die lewe. Die grootste misterie van die heelal is nie 'n ingewikkelde formule nie, maar 'n persoon. Jy hoef nie die meganika van die ewigheid te verstaan om die vrug daarvan te geniet nie. Geloof beteken om die dat te aanvaar, dat God regeer, selfs wanneer die hoe vir jou verborge bly. Dink aan Josef. In die donkerte van die put en in die tronk het hy niks van die misterie van sy lewe verstaan nie. Hy kon nie sien hoe hy sy broer se verraad sou lei tot die redding van 'n nasie nie. Eers later, in Genesis 50 vers 20, kon hy sê, julle wou my kwaad aandoen, maar God het dit ten goeie beskik. Josef moes jare lank met die misterie leef sonder die antwoorde. Net so in Romeine 11 vers 33 roep Paulus uit oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Dis die taal van iemand wat vrede gemaak het met die feit dat God se verstand groter as sy eie is. Die pad vorentoe is dalk vir jou 'n misterie, maar die persoon wat saamloop is bekend. Wanneer jy op 'n mistige pad ry, hoef jy nie die hele pad tot by die bestemming te sien nie. Jy het net genoeg lig nodig vir die volgende paar meter. God is daardie lig. Voor ons saam bid, 'n kort woord van opregte dank. Ons het aan die einde van ons tweede week gekom. Soos jy weet, is hierdie bediening my lewenspassie en my werk. As hierdie week se boodskappe vir jou waarde toegevoeg het, oorweeg asseblief om 'n donateur te word. Die besonderhede is onder die teks. Kom ons bid saam dan. Groot en almagtige God, U wee is hoër as my wee. Dankie dat ek nie alles hoef te verstaan om veilig te wees nie. Ek gee vandag my hoekom vra vir U en ek kies om te rus in die misterie van U goedheid. Amen.